Is dit nou eers tot hiertoe, ons kom by die 4de diens, Jakobus 2, vers 1 tot 13 vanaand. Bernard verjaar, maar lyk my nie hy is hier nie, en Geesje verjaar, sy is uiteraard nie hier nie, sy is siek. Ek wou nou vir Bernard 'n boereworsrol gegee het, maar nou moet hy maar sonder sy boereworsrol klaarkom, tensy ek hom miskyk. Ek kan hom nie eintlik miskyk nie. En dan so boereworsrolle vanaand, vreeslik dankie vir Johan en Naomi wat dit daar uit Stilbaai uit gereël het. En Johan sê, wat, tamatie en eie, hy kan nie my nou antwoord nie, maar ek dink tamatie en eie en die wat dit nie daarvan hou nie, moes gisteraand meer curry geëet het. So. Daar sê. Ja, nou nie, ek sê dit nou nie. So, koop hom asseblief. Ek dink hy het 'n hele groot voorraad nogal gekry. Dankie vir gisteraand se ondersteuning, dit was wonderlik. Ons gaan nou saam bid en dan gaan ons 2 liedere, soos gebruiklik, 2 liedere na mekaar, 2 liedere sing na die gebed. Dan gaan ons opstaan. Kom ons bid eers. Vader, ons vanaand weer so bevoorreg, so bitterlik bevoorreg om in hierdie diens te mag saam wees ook. Here, ons dank U dat dit maak nie saak hoe die wêreld lyk, hoe die stad lyk, hoe die land lyk, die samelewing lyk. U koninkryk, Here, oorstyg alles en almal. Here, veral die wat geleer het om deur die lens van die Heilige Skrif na die wêreld te kyk. Veral hulle mag krag en vreugde ervaar in alles. En ons het dit ook iets daarvan in hierdie week geleer, Here, hoe om deur die lens van die Skrif te kyk. En daarom kom buig ons in ootmoed en dankbaarheid voor U groote naam. Here, ons is nie hier vanaand weer omdat ons goed is nie, maar ons is hier as gevolg van U genade, U guns, U liefde en medelee met ons. En vanaand is ons weer eens, Here, voor so 'n belangrike paragraaf in die Skrif. Ons bewe vir die Skrif en bid dat ons ook vir oë, Here, om te kan sien en ore om te kan hoor, mag U woord wortel skiet in ons lewens. Berei ons voor vir Sondag se nagmaal. Mag ons Christus sien. Ja, selfs verby hom wat die woord bedien, dat ons Christus sien, Here. Dankie vir U geweldige genade wat deur, soos die Bybel sê, deur die woord en die Gees na ons toe oorgekom het in hierdie week se tyd. Dankie vir elkeen in die gemeente, Here, wat ernstig is, wat ook kan getuig van U genade in sy of haar lewe, vir wie U diep uitgehaal het. En op wonderlike manier ook by hierdie gemeente kom voeg het. Elkeen wat hier is, het sy eie storie, sy eie verhaal van hoe U hom of haar hier gebring het. Dankie dat U self die gemeente vergader en versamel en bewaar. Dankie. Amen. Kom ons staan.
Ons lees vanaand uit Jakobus 2, daar die eerste paragraaf. Jakobus 2 verse 1 tot 14 tot 13. Jakobus 2, 1 tot 13. So dan Sondag, net die tweede helfte van die hoofstuk. Nou 1 tot 13. My broers, julle wat glo in ons Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, moet mense nie volgens hulle uiterlike oordeel nie. Sê nou, daar kom in julle samekoms 'n man in met goue ringe aan sy vingers en met deftige klere aan, en daar kom ook 'n brandarm man in met ou klere aan. En sê nou, julle maak 'n ophef van die man met die deftige klere, en julle sê vir hom, kom sit u hier gemaklik, maar vir die arme man sê julle, gaan staan jy daar ver ander kant, of kom sit hier by my voete. Het julle dan nie onder mekaar onderskeid gemaak en mense op grond van verkeerde oorwegings beoordeel nie? Luister my liewe broers, kies God nie juis die uit wat in die oë van die wêreld arm is, om ryk te wees in die geloof en om die koninkryk in besit te neem wat hy beloof het aan die wat hom liefhet nie? Maar julle behandel die arme man met minagting. Is dit nie die rykes deur wie julle uitgebuit word nie? Is dit nie hulle deur wie julle voor die hof gesleep word nie? Is dit nie hulle wat die goeie naam skend van hom aan wie julle behoort nie? As julle werklik die wet van die koninkryk van God onderhou, soos dit in die skrif staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan doen julle reg. Maar as julle die mense na die uiterlike beoordeel, doen julle sonde en veroordeel die wet julle as oortreders. As iemand die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, is hy skuldig ten opsigte van al die gebooie. God wat gesê het, jy mag nie egbreek pleeg nie, het ook gesê, jy mag nie moord pleeg nie. As jy nou nie egbreek pleeg nie, maar wel moord, is jy tog 'n oortreder van die hele wet. Praat en tree dan op, soos mense wat geoordeel sal word volgens die wet wat vry maak. Die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat nie barmhartigheid betoon nie, maar barmhartigheid triomfeer oor die oordeel. Ons lees net tot sover saam vanaand uit hierdie Godswoord. Jakobus 2, 1 tot 13. Dit is dalk een van die skrifgedeeltes wat die skerpste insny teen die menslike grein. God se afkeer van partydigheid, van vooroordeel en diskriminasie. Dit sny in teen die menslike natuur soos niks insny nie. Om 'n medemens te beoordeel en goed te keer of af te keer op grond van uiterlike kenmerke of maatstawwe.
Dis 'n giftige adder wat in ons binneste verskuil lê en vir ons, en ek praat van ons, dan bedoel ek Christene, geestelik lam lê en ons besef baie keer nie eers dat dit daar is nie. En die Heilige Gees word daardeur seer gemaak. Hy word, as jy 'n Christen is, dan word die Heilige Gees deur hierdie ding bedroef. Efesiërs 4 vers 30 waarsku ons dat ons nie die Heilige Gees moet bedroef nie, en dit is een van die goed wat die Heilige Gees bedroef, want Jakobus sê baie duidelik in hierdie gedeelte dat dit wetsoortreding is. Dit gaan oor die sonde wat ons teenoor ons medemens dikwels in ons harte pleeg. Dikwels sê ons niks nie of doen ons niks nie, maar ons dink dit, naamlik om mense te beoordeel op grond van uiterlike maatstawwe, sodat ons sommige ophef en ander op ander neersien byvoorbeeld. So kom ons kry net eers kortliks vinnige definisie van die kernprobleem waaroor dit in hierdie 13 verse gaan wat Jakobus hier aanspreek. Dit gaan oor, om dit kort te definieer, wat hy praat is, dit gaan hier oor partydigheid. Dit beteken dat jy voorkeur toon aan iemand op grond van subjektiewe redes. Byvoorbeeld, jy behandel sommige beter omdat hulle ryk is, omdat hulle bekend is, omdat hulle familie is, of wat dit ook al is, doetjie. Dit impliseer onregverdige bevoordeling of vooroordeel teenoor ander. Byvoorbeeld, 'n baie goeie voorbeeld hiervan wat ons almal ken is 'n onderwyser of 'n dosent wat partydigheid toon teenoor sekere studente op grond van wat ook al. Jakobus stel dit sonder meer as sonde, en hy doen dit onder die leiding van die Heilige Gees. Diskriminasie is 'n vorm van partydigheid. Dit beteken om 'n verskil in behandeling ten opsigte van mense te maak op grond van een of ander kenmerk van iemand anders. Verskillende behandeling van verskillende mense op grond van verskillende sekere kenmerke. Dis diskriminasie. Partydigheid is meer 'n persoonlike, morele, etiese tipe ding hier in my, voorkeure of bevoordeling. Diskriminasie is baie meer sosiaal. Dit gaan oor ongelyke behandeling van sommige op grond van uiterlike kenmerke. Dis waaroor dit in Jakobus 2. Kan jy dink dat die Bybel so aktueel is? Dis hoe aktueel die skrif is. Dis waaroor dit in hierdie 14 of 13 verse van Jakobus gaan, is so vars. Dis so aktueel in hoe dit ons aanspreek. En daarby is hierdie verse ook 'n reddingsmiddel. Dis 'n reddingsmiddel, ons gaan dit aan die einde sien. Dis 'n reddingsmiddel hierdie om ons oë oop te maak vir iets wat ons baie keer nie sien nie, omdat dit diep in ons harte verskuil sit. Ons oë is baie dikwels nie daarvoor oop nie. Wanneer ons oë egter oopgegaan het, dan kan ons besef dat God se genade groter is as hierdie probleem. Romeine 5 vers 20 sê, waar die sonde meer geword het, het die genade van God nog meer geword. Waar die sonde eskaleer die genade van God nog meer. Dit sluk dit in. Dis hoe die verlossing in 'n gelowige se lewe werk. Jy besef jou probleem, jy besef dat die genade van God is meer, en jy werk op die genade van God, en die genade van God sluk dit in. Sluk dit in. Dit is hoe jy as 'n Christen in oorwinning lewe oor goed in jou lewe. Maar baie keer weet jy nie van die goed nie, moet jy op die goed gewys word, en ons verkry daardie insig deur die Bybel, deur die skrif. En daarom is die prediking van die skrif so belangrik, baie belangrik. Want nou mag ek, as ek die probleem sien, ek sien die splinter in my oog, nou kan ek uit die radikale verlossing van Jesus aan die kruis
kan ek gaan lewe met daai ding en ek kan sien, byvoorbeeld in hierdie geval kan ek sien hoe dat aan die kruis van my Here Jesus hierdie sondige diskriminasie oorwin is en ek daarvan verlos en bevry is. Maar as ek dit nie sien nie, hoe gaan ek na die kruis toe? Is dit waar? Wie van julle wat hierso sit, sal dokter toe gaan, of behandeling, of apteek toe, of wat ook al, terwyl jy heel goed gesond en op 'n wakker voel? Wie gaan dit doen? Niemand! As jy vir 10 jaar gesond voel, gaan jy vir 10 jaar nooit by 'n dokter kom nie. Nooit. Jy sal nie gaan nie. Hoekom? Jy dink jy het nie 'n probleem nie. Solank as wat ek nie dink dat ek 'n probleem het nie, gaan ek mos nie in die radikale genade van God en in Jesus induik nie. Hoekom? Waarvoor? Hoekom moet ek? Hou net weer in gedagte vir 'n oomblik die oorhoofse doel waarom Jakobus hierdie brief skryf, wat ons, ek dink, een van die aande, ek kan nie onthou watter aand nie, wat ons bekyk, ek dink die eerste aand het ek dit genoem, die doel, jy skryf tog 'n brief met 'n doel. Nou die doel waarom Jakobus hierdie brief geskryf het, sal jy moontlik onthou is, die probleem wat hy in hierdie brief wil aanspreek is, kan jy onthou wat ek gesê het? Dit is die dubbelhartigheid, dit is die dubbelslagtigheid, wat hy by Christene opgelet het. Die dubbelhartigheid. Met ander woorde, aan die een kant is hulle ortodokse gelowiges wat die Here liefhet en die Here dien, aan die ander kant weerspreek hulle praktiese optrede, hulle geloofsbelydenis. Daarom sê hy, maar julle harte, jy het nie een hart nie, jy het 'n dubbelhart. Dis 'n dubbelhartigheid. 'n Dubbelhartige man, kan jy onthou hoofstuk 1 vers 18, vers 8, ja, dit was ons eerste boodskap wat ons gesê het, 'n dubbelhartige man is onbestendig in al sy weë. So Jakobus wil dit aanspreek en dis hoekom hy so prakties is in hierdie brief. Hy kom met 'n hele klomp praktiese goed. Een van die metodes, en dit het ons gisterand gesien, een van die metodes wat Jakobus gebruik om hierdie probleem aan te spreek, om dit aan die kaak te stel, om dit so te sê, is hy wys daarop in sy brief dat 'n mens se verhouding tot ander mense jou verhouding tot God reflekteer. Ons het dit gisterand gesien en gesê. Jou verhouding met ander mense reflekteer jou verhouding met God. Jou gesindheid, jou relasie met jou medemens reflekteer, is 'n refleksie van jou relasie met God. Johannes sê dit ook, in 1 Johannes 4:20 sê Johannes, as iemand sê, ek het God lief, dis met die mond, maar sy broeder haat, is hy 'n leenaar. Jy sien, die haat van die broeder reflekteer dat al bely hy hier dat hy God lief het, kan nie wees nie. Die praktyk van my lewe tussen mense en met mense sê met ander woorde wat eintlik in die privaatheid van my hart en lewe aan die gang is tussen my en die Here. En hierdie hoofstuk 2 van, of eintlik hierdie 13 verse van hoofstuk 2 wys dit vir ons op 'n baie persoonlike vlak. As jy nou byvoorbeeld kyk na daai koppeling wat hy in vers 1 maak, dan hy sê, en onthou nou weer wat ons aan die begin gesê het, dat Jakobus die Here Jesus se broer na die vlees was. Hulle het saam groot geword, maar kyk hoe noem hy vir Jesus in vers 1, hy praat van Jesus Christus, die Here van die heerlikheid. Kan jy dink, jy sê dit van iemand met wie jy saam groot geword het, wat baie duidelik nou nie meer daai persoon is nie, wat nou baie duidelik nou uit die dood opgestaan het, wat opgevaar het, wat nou in heerlikheid is. Hy sê, Jesus, indien jy in Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, glo, dan sal jy nie ander mense volgens uiterlike oordeel, die uiterlike oordeel en daarvolgens beter of slegter hanteer nie. En tog doen julle dit, sê Jakobus. Jy sien die dubbelhartigheid? Sien wat sê hy? Hy sê, as jy in Jesus van die Here van die heerlikheid glo, dan kan jy in beginsel teoreties, dan kan jy nie diskrimineer nie, teen mense nie. En tog doen julle dit. Die onmoontlike gebeur by julle. Jy kan dit nie doen nie, maar jy doen dit. Dis die onmoontlike
Dis tog onmoontlik dat ons Here Jesus, die heerlikheid van God is hy. Dis tog onmoontlik dat jy in hom kan wees, in hom kan glo en dan gaan diskrimineer of as jy partydig teenoor ander mense. Dis 'n stuk dubbelhartigheid, dubbelslagtigheid wat in julle sit. So sê hy vir sy lesers. Die heerlikheid van die Here Jesus gee tog die deurslag vir 'n gelowige in hoe ons mense beoordeel. Hoe sal sy heerlikheid ander mense se waarde byvoorbeeld beoordeel? Nie hoef jy eens daaroor te twyfel nie, ons weet die antwoord. En omdat ons in hom glo, behoort dit tog die deurslag te gee in hoe ons ander oordeel. Teoreties is dit met ander woorde hoe dit moet wees. Dis in die handboek hoe dit moet wees. Dat as ek in hom glo, en dit is hoe hy oordeel oor mense, daar's nie diskriminasie nie, wat ook al, dan behoort dit die deurslag te gee oor hoe ek optree, teoreties, maar dit is nie so in die praktyk nie. Dis waaroor Jakobus se stryd gaan, oor die praktyk. Die praktyk. Gelowiges moet dieper oordeel as die uiterlike. Hoe weet ons wat regtig aan ander mense se harte leef? Ons kan nie die hart oordeel nie, sê die Bybel. By ons Here Jesus gaan dit nie om uiterlike posisie of afkoms of voorkoms of IQ of rykdom of armoede of stand of kultuur of nasie of etnies. Galasiërs 3 vers 28 sê, daar is nie meer Jood of Griek, slaaf of vryman nie. Dink maar aan die fout wat Samuel gemaak het toe hy een van Isaai se seuns tot koning moes gaan salf in 1 Samuel 16 vers 7. Nou sien hy daai seuns daar jong en hulle lyk vir hom mooi en hy dink hierdie ou sal die koning wees, daai ou sal die koning wees. Maar die Here sê vir Samuel, hey, moenie kyk na die voorkoms en na die man se hoë gestalte nie, want ek ag daai ou gering. Nie wat die mens sien, sien God nie. Want die mens sien wat voor oë is, maar die Here sien die hart, sê die Here toe vir Samuel. En toe by ou end is dit Dawid wat gesalf moet word, wat niemand ooit gedink het nou die koning sal kan wees nie. Die ou valseentjie. Vir ons is dit net vanselfsprekend om vir 'n man van aansien te sê, kom sit hier voor, broer. Maar vir die man sonder aansien sê ons, is daar 'n stoel daar agter vir jou. Dis net natuurlik. 'n Mens kom nie eens agter dat jy dit doen nie. Jy kom nie eens agter dat jy sodoende op die verkeerde terrein beweeg nie. Dit kom net eenvoudig van self. Dis die voorbeeld wat Jakobus hier gebruik. Jy sê vir die man van aansien, hier is jou sitplek voor in die voorste ry. Die ander ou moet maar sien en kom klaar. Hy kan maak wat hy wil. Hy kan buite bly ook as hy wil. En die Here se oë is armes en minderbevoorregtes en is baie belangrik. Hulle is baie ryk voor God. Dit sê hy daar in vers 5. Dis juis diegene wat in die oë van mense arm is, wat die Here uitkies sê hy om ryk te wees in die geloof. Dit sê hy in vers 5. Jesus se hele lewe was so. Die feit dat die Here Jesus in die voerplek van diere neergelê moes word, Lukas 2 vers 7, typeer Jesus se hele lewe op die aarde, en hy het 'n baie sagte hart vir uitgestotenes, vir mense wat nie aansien het nie. Jy sal nie by die Here Jesus diskriminasie of partydigheid of vooroordeel aantref nie, nooit. Romeine 2 vers 11 sê, by God is daar geen aanneming van die persoon nie. En daarbij is partydigheid 'n dom ding om te doen, want ons is byna altyd verkeerd in ons oordeel oor mense. Ek beoordeel mense op grond van verkeerde meriete.
Die woord partydigheid, is dit interessant nogal, ek het daar nog 'n bietjie gekyk vandag, dis 'n vreeslike woord, en miskien moet ek dit maar los, die Griekse woord wat ons met partydigheid vertaal, partiality, die woord wat ons in Grieks vertaal is prosopolepsai. Dit is 'n vreeslike woord daai, prosopolepsai, maar prosopos beteken gesig, en dit beteken letterlik om iemand se gesig, dit letterlike betekenis van die Griekse woord is om iemand se voorkoms of sy gesig te ontvang. Met ander woorde, om omgekoop te word deur iemand se uiterlike kenmerke. En wie is altyd aan die wenkant? Ek. En die ander persoon kom tweede. Vriende, die gees van die Here sal 'n mens nooit op so 'n pad lei nie. Nooit nie. Nooit nie. Die Heiland was nie 'n regter oor mense nie. In Johannes 8 vers 15 sê, julle oordeel volgens die vlees. Ek oordeel niemand so nie. Johannes 8 vers 15, gaan kyk daardie vers in die Bybel. Julle oordeel volgens die vlees. Ek oordeel niemand so nie. Dit is wat Jakobus 2 vers 4 sê van diskriminasie of van partydigheid. Jy verhef jouself tot regter oor ander. En volgens verse 5 tot 7 mislei ons onsself sodoende geweldig, want dis baie keer die mense wat ons hoog ag, wat die meeste korrup is. Die waarheid is baie keer net andersom as wat ons dink dit is. En ons skiet onsself in die voet, wanneer ons mense in kategorieë plaas, terwyl die Here God dit nie doen nie. Val die armes, die minder bevoorregtes, die stande en die groepe van wie ons nie hou nie. Die Here se definisie van ryk en arm is heeltemal anders as ons definisie. Daar staan in Openbaring 2 vers 9, hy sê, ek ken, vir een van die briewe daar, een van die gemeentes daar in Openbaring, hy sê, ek ken jou armoede, en tog is jy ryk. Met ander woorde, hulle is nie ryk nie, hy sê, maar ek sê julle is ryk. Ek sê julle is ryk. Job aan die ander kant was materieel ryk, maar hy was arm van gees, sê Job 42. Abraham was materieel baie ryk, maar hy was arm van gees, sê die Bybel, Genesis 13. En hulle het so arm van gees geword deur middel van 'n breekproses, 'n goddelike woestynervaring waardeur God hulle gevat het. En daarom word 'n kind van die Here nie beïndruk deur goue ringe en deftige klere nie. Want werklike liefde takseer nie iemand op sy baadjie nie. 1 Korintiërs 13 wat oor daai liefde gaan, sê dit tog, ons almal weet dit. Ware liefde soek nie eie voordeel nie, bevoordeel die ander ensovoorts, alles wat Paulus daar noem. En wie is ons naaste? Nou, dit is die ander vraag. Wel, dink aan die gelykenis van die Samaritaan in Lukas 10. Daar draai die Here Jesus, die ou vraag vir hom, wie is ons naaste? Jesus draai die vraag om, hy sê, wie se naaste is jy? Jy moet die vraag, wie my naaste is, antwoord om te sê, wie se naaste is ek? Ek is die naaste van elke mens wat my pad kruis. En dis nogal 'n goeie vraag. Presies hoe moet 'n mens Jakobus se woorde hier in hierdie vers 5 verstaan? Ons moet daai vraag 'n bietjie bekyk, want hier is vreemde ding hier, want die Here, hy sê hier in vers 5 sê hy, dit klink asof hy in vers 5 sê, asof God onvoorwaardelik altyd aan die armes se kant staan, en teen die rykes staan. Dis wat dit klink hoe hy daar sê, hy verkies, die vers 5, Wat bedoel hy daarby? Wat bedoel hy as hy sê, God staan aan die kant van die armes? Beteken dit, hy staan onvoorwaardelik aan die kant van armes, en dat die mense se armoede vir hulle die saligheid inbring, en dat hy teen rykes staan, en dat ons ook so moet kant kies, soos wat God doen? Wel, wat dan van Abraham? Wat dan van Job? Wat van Saggeus, wat baie ryk was? Wat bedoel hy as hy sê dat God juis die armes aanneem?
Wat bedoel hy? 'n Mens verstaan dit beter wanneer jy na ander voorbeelde in die Bybel kyk van sulke oënskynlike eensydige tipe van vergelykings. Ons noem dit hiperbool. Dis 'n taalverskynsel, dis hiperbool. Dit is hiperbool wat Jakobus hier gebruik, maar dis ook hiperbool wat Jesus gebruik in Lukas 14, waar Jesus sê, as iemand na my toe kom en hy haat nie sy pa en ma nie. Jy hoor, is hiperbool. En hy haat nie sy vrou en kinders en broers en susters, selfs sy eie lewe nie, dan kan hy nie my disipel wees nie. Wat dink jy van dit? Dis wat hy sê, ek het dit aangehaal wat daar staan. Jesus sê, as jy na my toe kom, my broer, en jy haat nie jou pa en ma nie, dan kan jy my nie volg nie, my vriend. Gaan huis toe. Nou wat bedoel hy? Dit beteken toch verseker nie dat die Heiland vir ons wil voorsê dat ons ouers moet haat nie. Hoe kan hy? Dis dan teen die wet. Exodus 20:12 sê dan eer jou vader en jou moeder dat jou daar verleng mag word in die land wat die Here jou God jou gee. Hoe kan Jesus teen dit praat? Nee, hy kan nie. Nou wat beteken dit dan? Wel, hy gebruik hiperbool want hy wil beklemtoon die erns van ons toewyding aan hom. Hy doen dit ook in Matteus 10:37 waar hy sê, wie vader of moeder bo my liefhet, is my nie waardig nie. En wie seun of dogter bo my liefhet, is my nie waardig nie. Jy sien, hy wil met ander woorde daardeur iets beklemtoon. Hy wil sê, toewyding aan my vriend, is 'n ernstige saak. En dis die soort taal wat Jakobus ook hier praat in vers 5. Hy beklemtoon dit. Hy gebruik ook hiperbool. Hy beklemtoon dit dat dit so waar is dat God 'n hartklop het vir mense wat agter in die ry staan. En daarvan getuig die hele Bybel. In alle tale, ek het 'n hele klomp gedeeltes, ek gaan vir u net een noem. Psalm 146, vers 7 tot 9, dan staan daar, dat God aan die verdruktes reg doen, dat hy aan die hongeriges brood gee, dat hy die gevangenes losmaak, dat hy die blindes siende maak, dat hy die oprig wat geboe is, dat hy die vreemdelinge behoed, dat hy die weeskinders en weduwees oprig. Toe God byvoorbeeld gegaan het om vir hom 'n volk te kies, uit wie sy Messias gebore sou moes word, wie kies hy? Hy kies 'n slawevolkie. In Deuteronomium 7 vers 7 staan daar, die Here het julle uitverkies, nie omdat julle meer was as die ander volke nie, maar omdat julle die geringste van al die volke was. Sy hart gaan uit na die hulpeloses, na die verstotenes, na die verdruktes, na die wat min bevoordeeld is. Dit beteken hoegenaamd nie, dit gaan nie hier oor hemel toe en hel toe gaan nie, vriende. Dit beteken hoegenaamd nie dat hierdie mense outomaties nou op pad hemel toe is, omdat hulle minder bevoorreg is of wat ook al nie. Dit is nie wat dit beteken nie. Dit beteken dat God 'n hartklop het. Kan almal dit verstaan in die diens? Dat hy 'n hartklop het vir diegene wat deur ander se oordeel onregverdiglik weggestoot word. Hy het 'n hartklop vir hulle. Beteken nie ons almal gered nie. Jakobus sê glashelder duidelik, in heldere taal sê hy, indien u en ek 'n kind van hierdie God is, dan begin ons hart ook so te klop. U en ek begin dan ook die ware rykdomme, jy begin die ware rykdomme raak sien, die ware weelde beginne jy onderskei, naamlik rykheid in geloof, liefde en erfgename van God wees. Dit is ware rykdom.
Mens voel lus om vir Jakobus te sê, broer, is u nie 'n bietjie kras in hierdie gedeelte nie? Oordryf u nie die saak so effens bietjie nie? Is ek regtig 'n wetsoortreder? Want Jakobus sê hier dat julle is wetsoortreders as julle diskrimineer en as julle hierdie tipe van dinge. Jakobus, ek is 'n kind van die Here. Is ek regtig 'n wetsoortreder as ek in my hart partydig is of diskrimineer of onderskeide maak? Ek is tog 'n Christen. Ek het nou tot bekering gekom. Is dan 6 by die CSV kamp. Is hierdie saak regtig so ernstig? En dan antwoord Jakobus dood eenvoudig in vers 10. Broer, jy vergeet die wet is soos 'n ketting met 10 skakels. As jy een breek, dan is die hele wet gebreek. Jy kan nie pick and choose wat vir jou gerieflik en aanvaarbaar is nie. Dis soos 'n ketting. En bovendien mag ons nie vergeet nie dat al is jy 'n Christen, al is jy gered deur Jesus se verdienste alleen, al is jy daarom in 'n posisie waar jy nooit verlore sal gaan nie. Johannes 10 vers 28, niemand of niks sal jou uit die hand van die Vader kan uitruk nie. Dis waar, dis waar, dis waar, jy is dit. Maar jy kan nog steeds sondig en die wet verbreek en sondig. En daarvan moet jy, al is jy 'n Christen, al is jy gered, al is jy bloedgewas, al is jy in 'n posisie van dat jy nooit verlore sal gaan nie, moet jy daarvan bekeer en moet jy daardie ding onder die bedekking van die bloed van die Here Jesus bring verreiniging, my vriend. 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons, die ons is die gelowiges, as ons sondes, dis individueel, as ons sondes bely, met ander woorde teenoor God erken dat hy reg is, hy's reg, ek is verkeerd. Dis wat bely beteken. As ek my sonde teenoor die Here bely, dan is hy getrou en regverdig en die bloed van Jesus Christus reinig ons van elke sonde. Dis nie sommer net so die bondel nie. Elke sonde. Geen Christen kan ooit sê, wel, aangesien Christus my skuld betaal het aan die kruis en ek sodoende van die ewige oordeel verlos is en ek nie meer hel toe gaan nie en ek nou so vreugdevol en opgewonde is, kan ek maar gaan lewe soos wat ek wil. Nooit. Romeine 6:1-2 sê jy dit is onmoontlik. God se wet sê mense is nie meer op my van toepassing nie. Dit hoort by die ou verbond. In die nuwe verbond waar ons is ek vry van die wet. Maar Jakobus kom en hy trek 'n dik swart streep deur daardie soort van teologie. En moenie dink hierdie goed is nie aktueel nie. Hierdie wat ek nou vir u genoem het, ek wil net nie al die ou groot woorde hier noem nie, dis die sogenaamde, u kan nou ore toedruk en weer oopmaak oor 'n paar sekondes. Dis wat ons noem die antinomianisme. Vergeet dit dadelik. Maar die antinomianisme loop wyd in die Christelike kerk vandag. Van die wet is by die ou verbond. Die wet is by die ou verbond. Ons is in die nuwe verbond. Ons gaan nie meer vir hierdie goed nie. En baie van hulle kritiseer Jakobus brief. Omdat hy so sterk staan op hierdie ding. Wat hulle nie besef nie is dat Jakobus onder die leiding van die Heilige Gees 'n streep deur hulle teologie trek. Laat ek vir u sê hoe die waarheid klink. Luister dit, u kan dalk iets leer. Die waarheid klink so, en moet dit nie vergeet nie. Gaan na die webblad toe, haal die skriftelike preek uit, van die webblad af, trek hom af, neem hierdie paragraaf, ongeveer op bladsy 18, neem hierdie paragraaf, knip hom uit, sit hom in jou Bybel of sit hom iewers en lees hom dikwels. Dis die paragraaf wat ek nou gaan sê. Die paragraaf wat begin met die woorde, die waarheid klink so. Dis hoe hy begin, jy sal maar sien. Die waarheid klink so. Hoor nou hier, indien jy
uit vrye genade, vir tyd en vir ewigheid, gered en verlos is in Jesus Christus, sal jy en wil jy gehoorsaam aan die wet lewe? Romeine 6 vers 17 sê, God sy dank, dat julle slawe van sonde was, maar nou van harte gewat het, gehoorsaam geword het. Want jy sien, dis juis daarin wat jy ontdek 'n lewe van totale vryheid. Jy ontdek daarin 'n lewe van totale vryheid. Kan jy dit dink? Die mense logiese kop sê, in gehoorsaamheid kan nie vryheid wees nie. Wag so 'n bietjie. Wag 'n bietjie. Onthou wat ek aan die begin van die paragraaf gesê het. Dit gaan nie sommer net oor gehoorsaamheid wat losstaande staan nie. Dit gaan daarin, as jy uit genade, uit vrye genade, vir tyd en ewigheid gered en verlos is in Christus Jesus, en jy die Heilige Gees ontvang het en 'n nuwe mens geword het, dan kom daar 'n gevolg. Dit is nou, jy sal nou en jy wil nou gehoorsaam aan die wet lewe, aan die wil van God lewe, dis wat dit bedoel, aan die wil van God lewe, en juist daarin vind jy nou 'n totale vryheid. Jy vind 'n vryheid. Hoe wonderlik dat Jakobus weer hier in vers 12 praat van die wet as die wet wat vry maak. Hy het dit ook gedoen, sal jy onthou, in gisteraand se perikope. Wanneer was dit? In hoofstuk 1 vers 25. Is 2 keer wat hy die wet noem, die wet van vryheid. Ons dink die wet bind jou. Ons dink ons is ontslaaf van die wet, nou dat ons deur Jesus se bloed bevry is. Hoekom moet daar nou nog so 'n ding wees? Asof jy 'n streep kan trek deur God se morele wil. Hoe kan God sy morele wil sê, o, my morele wil behoort nou net tot die ou bedeling voor Christus, die Ou Testament bedeling? Want die wet is 'n uitdrukking van God se morele wil. Jakobus sê, nee, my vriend, in gehoorsaamheid lê jou vryheid. Net soos wat 'n vis radikaal vry is, mits die vis gebonde bly aan die water. Net soos wat 'n trein mateloos vry is, mits hy gebonde bly aan die spoorlyn. Want jy sien, die mens is God se beeld. Genesis 1:27. En God se volmaakte natuur en God se volmaakte wese word in sy wet weerspieël. Psalm 19:8. En jy bevind jouself in dit as jy 'n nuwe verbondsmens is. Maar u en ek kan as nuwe verbondsmense kan u en ek steeds ook daardie wet van vryheid oortree. Soos byvoorbeeld deur partydigheid en diskriminasie. En moet ons daarom dan die pad loop van bekering, berou en reinig? Kan almal dit verstaan? Hoe dom is die arme mensies tog, wat hulle self wil wees, sogenaamd, wat sogenaamd vry wil wees, deur middel van 'n gees van, wat niks anders is nie as wetteloosheid. En sê, wat sal, en nou gebruik ek maar net 'n voorbeeld, wat sal ek my steur byvoorbeeld aan hierdie oudtydse sieninge van die huwelik en seksualiteit? Ek lewe nou, nie 20 jaar gelede nie. Daai oudtydse sienswyses is in die ou Suid-Afrika in 1994 weg. Ek sal my nie laat inhibeer nie. Ek wil vry wees en myself wees. En ek en my meisie, man, dit is te lekker en dit gaan te lekker. Maar ons doen Bybelstudie saam, man. Jy weet, ons dien die Here. Hulle lewe in sonde, maar hulle dien die Here voluit. Hoe dom is dit nie? Duisende mense word deur hierdie gewaande vryheid
van voor af weer slawe, vriende, en gebind met kettinge. Daar's net een soort vryheid. Al is dit dan die laaste boodskap wat ek moet preek. Wat is dit Richard Baxter, die ou Puritein, wat gesê het, ek doen dit nie wat hy gesê het nie, maar hy het gesê, preek elke preek asof dit jou laaste preek is. Nou as dit dalk my laaste preek is, dan sê ek, daar's net een soort ware vryheid. Dis die vryheid van nommer 1, God se bloedgewaste kind in Jesus Christus te word, en nommer 2, uit suiwer dankbaarheid gehoorsaam te lewe in 'n lewe binne God se volmaakte wil. Dis ware vryheid. Ware vryheid is jy moet eers God se bloedgewaste kind in Jesus Christus word. En nommer 2, uit suiwere dankbaarheid gehoorsaam lewe in 'n lewe binne God se volmaakte wil. Jesus sê in Johannes 8, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. En dan sluit ek af kortliks. Ek kan omtrent nie wag om daarby uit te kom hier, want dit is so mooi, daai laaste dierbare sinnetjie. 'n Mens kan so maklik in hierdie 13 verse of daai 12 verse van hoofstuk 2 kan jy so maklik vasgevang word deur al die goed wat hy daar sê, dan lees jy so vinnig oor daai 13de vers en hy maak nie vir jou sin nie en dan mis jy dit. Jy mis dit. En eintlik sit die evangelie in daai vers. Daai laaste vers 13. 'n verrassende sinnetjie waarin hy soveel hoop en vertroosting gee. En ek wil stadig daardeur praat. 'n Dierbare sinnetjie. Kom ek lees die sinnetjie vir u in vers, en ek gaan hom 'n bietjie toelig. Maar kom ek lees hom vir u uit vers 13. Ek sal hom so 2 keer lees, dat hy net in die kop vassit. En dan sal ek dit kortliks verduidelik. Hy sê, want die oordeel, dis natuurlik God se, want die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat nie barmhartigheid betoon nie. En nou moet jy lees in die konteks van die 12 verse, hy bedoel natuurlik nou met nie barmhartigheid betoon nie, bedoel hy nou in sy konteks, bedoel hy nou mense wat deur partydigheid en diskriminasie onbarmhartig teenoor sommige is. Laat ek weer lees. Want die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat nie barmhartigheid betoon nie. En as daar in die Grieks nie 'n maar nie. Hy sê dan net volgende: barmhartigheid triomfeer oor die oordeel. Ek gaan weer lees. Dit moet eers insink. Dis 'n magnifieke sinnetjie hierdie. Hy sê, weer lees, die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat nie barmhartigheid betoon nie. Barmhartigheid triomfeer oor die oordeel. Hoe verbuisterend is dit dat mense, luister baie mooi nou, hoe verbuisterend, ek sê dis 'n verbuisterende sinnetjie daai vers 13, dit sê ek. Dit staan nie daar nie, dit sê ek. Dis vir my verbuisterend. En dit gaan vir u verbuisterend wees oor 3 minute. Hoe verbuisterend is dat mense wat van sondige natuur onbarmhartig is. Want almal is van sondige natuur partydig en diskriminerend. Almal is. Almal is. Hoe verbuisterend is dat mense wat van sondige natuur onbarmhartig is en dus verdien om onbarmhartig in God se oordeel behandel te word. Tog wel deur barmhartigheid kan triomfeer oor God se oordeel. Dit is verbuisterend. Ek gaan weer sê, hoe verbuisterend is dit dat mense wat van sondige natuur uit onbarmhartig is en daarom verdien om onbarmhartig in God se oordeel behandel te word, tog wel
deur barmhartigheid kan triomfeer oor God se oordeel. Dis nie geoordeel word nie. En presies in daardie sinnetjie klop die bloedwarm, blye evangelie boodskap. En ek voel goed daaroor om hierdie 4 aande met dit af te sluit. Vriende, die liefde en die barmhartigheid wat die Heilige Gees in ons bewerk as sy vrug, maak die oordeel van God tot niet. Dit blus die oordeel uit, soos 'n kers wat jy doodblaas. Die liefde en die barmhartigheid wat die Heilige Gees in die gelowige bewerk as die Heilige Gees se vrug, dit maak die oordeel van God tot niet. Christus Jesus maak die oordeel van God morsdood, wanneer hy met sy barmhartige hart doodgewoon kom heers in my lewe en in my hart en in my gesindhede, kom heers hy, kom neem hy oor, en hy kom met sy barmhartige hart, wat ek nie het nie, hy kom met sy barmhartige hart, hy kom in en hy kom, sit my in sy greep, hy kom heers en neem my oor, en sodoende maak hy die oordeel van God morsdood. Want in die hart waar Jesus heers, waar hy 'n greep gekry het, veroorsaak Jesus, deur die kragtige vrug van die Heilige Gees, veroorsaak hy wat? Wie gaan dit vir my antwoord nou? Veroorsaak hy wat? Hy veroorsaak barmhartigheid in my lewe. Weer sê, in die hart waar hy heers, waar hy 'n greep gekry het, veroorsaak hy deur die kragtige vrug van die Heilige Gees, barmhartigheid in my lewe, en dit swaai partydigheid om, en maak dit dood. Christus se greep is so kragtig, dit is so magtig, dat dit binne in my goeters kan oorwin, en goed kan verander, wat ek nooit self kan doen nie, nooit nie. Geen mens kan onbarmhartigheid na barmhartigheid toe verander nie. Jy kan nie. Jy kan nie. Jy kan nie. Jy kan die wonderlikste besluite neem, môre doen jy dit weer. Jy kan nie. Jy kan nie. Maar die greep van Christus kan dit doen. Hy kan dit doen. En daardie barmhartigheid wat hy deur sy Gees produseer, dit triomfeer oor die oordeel van God. As ek eendag sterwe en ek kom by die troon van God uit, en ek kom by die troon van God uit, met die vrugte wat die Heilige Gees in my gewerk het, dan sal ek met 'n triomf voor daai oordeel van God staan. Die oordeel van God sterf in die barmhartigheid wat Christus in my skep. Dit is soos vuur rooi lava wat geblus word wanneer dit in die ijskoue seewater inloop. Dit kom tot niks as hy daar inloop. En so word die oordeel van God geblus wanneer die Gees in my lewe die vrugte bring wat ek nie kan produseer nie, maar wat hy doen. Is dit nie briljant nie? Dit is 'n bonatuurlike evangelie hierdie. Dit is die bonatuurlike lewe waaraan u en ek as ons Christene vanaand is, waaraan ons deel mag hê uit genade, mag ons daaraan deel hê. Sal ons nie nou amen sê en sê, ek glo dit van harte nie. Kom ons bid saam.
Ons Vader, ons dank U vir dat die woord, hierdie teks, hierdie verse vir ons wys op die kwaad, maar dit wys ook vir ons op die wonderlike, bonatuurlike uitkoms. U sê nie vir ons, gaan huis toe en gaan probeer nie, nooit. U sê nie vir ons, gaan huis toe en gaan kners op jou tande en maak keuses nie. Dis nie wat u sê nie. U sê, stel jouself onder die greep van die Heilige Gees. Lewe uit hom. Hy sal die bonatuurlike vrug in jou produseer wat jy nie kan nie. En die oordeel van God sal nie aan jou kan raak nie. Wat 'n evangelie. Here, dit is mos nou goeie nuus. Ons prys U, Here. Vader, ons prys U. Dankie dat ons op die noot mag afsluit. Seën ons, Here. Dankie dat ons kan sien uit die Bybel, vanaand weer so duidelik kon sien hoe die hartklop van God is. God se hart klop op 'n manier. Hy klop op 'n sekere manier. En dit kan ons in die skrif sien. En met ons hele hart sê, Here, my hart moet ook so klop asseblief. Om Jesus wil bid ons. Kom ons staan en sing ons die laaste vers.
Vader, ons bid dat die genade van ons Here Jesus, die liefde van ons Vader, die gemeenskap van die Gees van God met ons sal wees en bly, ook in die besonder tot Sondag by die nagmaaldiens. In sy naam bid ons dit alles met danksegging vir hierdie week. Amen.